almal. Ons is vanmôre op 11 April 2026, lesing 1, 2, 5 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons was gister opgehou by die redenering tussen 3 manne, Morel, Mathael en nog 'n man wat by was, ek het nou sy naam vergeet. En al die ander mense slaap, maar ja, okay. Die gewete en die invloed van die engele is nou hierdie opskrif, wat vir ons 'n baie belangrike opskrif is, want ons is nie hierdie goed geleer nie. Ons is nie in die kerke geleer om na ons gewete te luister nie. Ons het definitief nie geleer dat dit is waar die Vader met jou praat nie, is binne in jou innerlike tempel, jou hart. Hoofstuk 2:3:2. Dan voeg Raphael, wat natuurlik ook nie geslaap het nie, hom by die 3 en sê vir Mathael: dink jy dan dat ons tallose engelgeeste, en ek hier in die besonder, die aan meester alleen maar hier op hierdie heuwel ten dienste staan? Onthou hulle argument was, hoe gaan die leer behoue bly en al die probleme wat hulle voorsien het. Nou kom Raphael en hy gee insig. Kyk, soos wat jy nou hier met jou eie oë kan sien, staan ons altyd klaar vir die eervolle diens van die meester, en ons dra sy wil van die een onheiligheid na die ander, en wees hiervan verseker, dat ons jou in jou Pontus omgewing baie verseker sal vind, en jou altyd van alles op hoogte sal bring, wat jy volgens Elohim se orde noodsaaklik moet weet. Wat daar ook al mag gebeur, jy sal, as jy wil bly soos wat jy nou is, vir alles wat vir jou nodig is, oombliklik in kennis gestel word, en meer sal jy voorlopig glad nie nodig hê nie. En ons kan dit ook trek na ons toe, alhoewel al die gebeure daarbo in Palestina gebeur het, is hy net so seker hier by ons in Suidelike Afrika, en alles wat ons nodig het, kan ons ook kry. Daai 7 engelgeeste waarvan die vlamme, die kandelaar op die bord 'n afbeelding is juis een van hulle. Die gees van wysheid is hierdie Raphael man of engel wat daar by hulle is. En die oomblik wanneer jy iets van daai 7 geeste nodig het, sal 'n engel by jou wees oombliklik en vir jou daardie vervulling gee van wat hy uit sy eie gees vir jou kan bied. Al die engelgeeste het al 7 eienskappe in hulle. Hulle moet dit hê om volmaak te wees. Maar die een is net sterker as die ander. En as jou hart na Yeshua hinker en jy in sy orde wandel, dan sal hierdie geeste altyd beskikbaar wees vir ons. Maak nie saak waar ons in die heelal is. Hulle is almal daar. Hulle is alomteenwoordige wesens. Hulle het wel 'n oersentrum, en Raphael is nou hier by hulle met sy oersentrum, maar sy uitreiking gaan nog steeds oor die hele heelal waar wysheid nodig is. Word dit deur hom direk gevoed as 'n eenheid met Yeshua. Daar's geen skeiding tussen engele en Yeshua nie. Die engele is die uitgesproke gedagtes van die Vader, en hulle doen net sy wil. Sou jy as koning egter in die gebruikelike heersers hoogmoed verval, en jou op die wyse afwend van die meester, en dis ook van ons, dan sal jy natuurlik niks meer sien van die ryk van Elohim en sy onmeetlike barmhartigheid nie. Sorg dus slegs daarvoor dat jy in die barmhartigheid en volle liefde van die meester bly. Al die ander sal jou dan vanself ten deel val. As jy jou van alles wat die meester in die vervolg op hierdie aarde persoonlik sal doen, self sou kon oortuig, en as jy jou dan op die een of ander wyse tog deur hierdie wêreld laat verlei het, dan help alles wat jy gesien en gehoor het jou net soveel asof jy niks gesien en hoor het nie.
As jy egter altyd bly in die barmhartigheid en die liefde van die Meester, deurdat jy jou nie laat verblind deur die wêreld nie. En hierdie is 'n direkte boodskap vir ons. Maar die Meester altyd bo alles sal lief hê en al jou naaste soos jouself, dan sal jy, ook al was jy in die vreemdste en verste wêreld, tog in alles ingewy word, wat die Meester ook maar sal doen. Dit vir sover dit vir die verlossing van jou siel vereis word. Want om werklik alles te weet wat die Meester in die hele oneindigheid wil en voorskryf, is glad nie noodsaaklik vir die verlossing van jou siel nie. Ons sal net dit nodig kry wat nodig gaan wees vir ons oomblik waar ons hom nodig het. Die res gaan ons nie aan nie. Dit is in elk geval te groot. Kyk, die Meester Yeshua skryf vir elk van die tallose wêrelde altyd iets voor wat daar moet gebeur, maar dit het alleen nut vir die wêreld waarvoor dit voorgeskryf is. En dit is glad nie vir die verlossing van jou siel geskik nie. Ook moet die Meester vir die voortbestaan van hierdie aarde baie reël, wat jou ook niks aangaan nie. Maar van wat hy vir die sieleheil aan die mense sal voorskryf, sal niks van jou weerhou word nie. Is jy daarmee tevrede of nie? Mattheël sê nou vir die engel, verhewe vriend uit die hemele van Elohim, ek is daarmee volkome tevrede, en het alleen nog nodig dat ek deur jou vermaan word, sodra ek, deur watter omstandighede dan ook al, van die Meester en sy orde, ook maar die geringste sou afwyk. Want 'n opstopper op die regte oomblik is meer werd as 'n wêreld vol groot skatte. Raphael sê vir hom, dit sou ook sonder jou wens altyd gebeur, want sien, elke mens het 'n geestelike orgaan in sy hart, wat altyd oopstaan vir ons engele van Elohim, en waar ons ongehinderd toegang het. Die orgaan kom altyd op vir die eenvoudige begrippe, soos goed, sleg, waar, onwaar, reg, onreg, ensovoorts. As jy altyd die goeie, ware en regte doen, dan word die ooreenstemmende en goeie deel van die orgaan deur ons aangeraak. En in jou ontstaan daar 'n deur, die genotvolle gevoel, dat jy goed en reg gehandel en gepraat het. En hier wil ek net byvoeg dat ek dink elke persoon wat al vir 'n naaste gehelp het met kos, klere of met begrippe oor die woord waar hulle duisternis gehad het, jy voel goed as jy klaar is. Dit is regtig 'n gevoel wat jy nie vir iemand kan beskryf nie, want dit is 'n gevoel wat jy het, dit was Yeshua wat nou deur my gewerk het. Dis nie my werk nie, dis hy. En hy het gekies om deur my te werk. En baie keer sê die mense, vir wie jy help, dankie, ons het so gebid vir kos, ons het nou vir soveel dae niks gehad om te eet nie. En hier kom jy as 'n gestuurde engel van Vader en jy bring vir ons kos. Hulle beskou jou as 'n engel. En jy is in werklikheid 'n boodskapper of 'n bringer van dit wat hulle nodig het. Omdat jy na jou hart geluister het. En dan dink jy altyd, maar sê nou ek het nie geluister nie, wat sou dan gebeur het? En dieselfde met wanneer jy vir mense wat 'n duisternis het oor 'n sekere aspek van die woord, en jy kan vir hulle lig bring, en in die gesprek weet jy nie waar die woorde en die gedagtes vandaan kom nie. Maar dan is dit Vader wat deur jou werk, omdat hy deur jou kan werk. En dan weet jy, dit is wat jou so 'n genot gee, is jy weet jy sy kind, want hy het jou dan nou net gebruik. So ons moet asseblief oplet wanneer ons naaste liefde werke doen, en ons moet baie in daai lig van liefde en barmhartigheid wat hy oor jou laat kom. Dit maak nie ons hoogmoediger nie, dit maak dat jy net meer sal wil doen in daai selfde lyn wat jy nou mee besig is. Ons gaan aan. As jy egter op die een of ander wyse nie goed gehandel en gepraat het nie,
word die teenoorgestelde deel van die orgaan deur ons geprikkel en 'n angstige gevoel sal oor jou kom en sê dat jy buite die goddelike orde gegaan het. En die orgaan heet in die taal van die morele baie fynsinnige die gewete, of die vermaner, of die stemmetjie, of die 6de sintuig. Dis waarmee hierdie gewete altyd genoem word. En nou kan jy hieruit aflei dat daar baie mense is wat gewetenloos is. En daaruit is af te lei dat vir sulke gewetenlose mense die evangelie nooit gegee kan word nie. Want hy sal nooit die evangelie opneem nie, want daar is niks wat sê, hoorie, jy het nou verkeerd gehandel nie. Hy handel reg of verkeerd, hy gee nie om nie, hy luister na niks, hy neek net voor. En dit is ongelukkig 'n land waar jy nie saad kan saai nie. Al doen jy dit, moet jy nie verbaas wees as daar geen opbrengs is nie. Die saad val, die grond is hard, die grond is droog, omdat daar nie liefde is nie, dan ontkiem die woord nie. En kan daar geen vrug gedra word. En by sulke gewetenlose mense, en veral gewetenlose volkere, jy kry gewetenlose volke. Ek kan julle nou sê, wat ek in die afgelope paar maande gesien het, is dat die Joodse volk in daai Israel is 'n gewetenlose volk. Hulle het geen gewete nie. Vir hulle is 'n mens wat nie die Joodse geloof het nie, of nie 'n Sionis is nie, is 'n dier. Hulle sê dit ook in hulle Talmud, dat ons is die Goyim. Dis eintlik nie diere nie, ons is gediertes. Die woord vir beast is nie dier nie. Animal is dier. Beast is 'n gedierte. Dit is eintlik 'n gedrog. Dis hoe hulle ons sien, en dis hoe hulle die hele wêreld sien. En in hierdie land is ons ook in die mag van 'n gewetenlose volk, of volkere, 13 verskillende stamme wat oor ons heers. En meeste van hulle het ook nie 'n gewete nie. Dis hoekom hulle so steel, dis hoekom hulle nie 'n probleem het met moor en roof en verkrag nie, hoekom hulle nie 'n probleem het om die hele regeringsarm of meganisme te gebruik om hulle self te bevoordeel nie. Hulle is 'n tipe van 'n maffia, en soos julle almal weet, het maffia-lede geen gewete nie. Hy sê jy so koelbloedig doodskiet, net soos wat hy 'n stuk brood in sy mond sit, en nie 2 keer daaroor dink nie. So, wees versigtig om met hierdie woorde na gewetenlose mense te gaan. Ons moet juis die verlore skape soek, maar pas op, daar's bokke en daar's varke wat ook rondloop, aan wie die evangelie geen sin sal maak nie, juis oor hierdie ding. Jy kan jou volkome op die stem verlaat. Sy sal jou nooit as te nimmer bedrieg nie, want dit is die gees wat in jou besig is om in jou te praat. Dit is alleen maar moontlik as iemand die orgaan so sou laat afstomp, dat sy uiteindelik, omdat sy te stoffelik geword het, ons engele se aanraking nie meer sou waarneem nie. Maar dan sou die geestelike deel van die mens sonder meer so goed as heeltemal verlore wees. Maar by jou, Matthäus, sal dit seker nooit die geval wees nie, omdat jy in die barmhartigheid en liefde van die Meester al 'n te groot voorsprong behaal het, en die Meester jou tesame met jou gesellin heeltemal nuut gevorm en voorberei het. Jou siel is wel nog die oue, waarin die liefde van die Meester as sy gees baie kragtig gaan heers, maar jou ou slegte vlees is deur die Meester verander, sodat dit jou siel nie sal belas nie. En dit is wat gebeur met ons vlees, wanneer ons 'n oorwinning kry oor dit wat ons aan verslaaf is.
Die vleeslike wat jou heeltyd wou laat egbreek pleeg, of ontuig pleeg, of dronk word, of verslaaf wil hou, jy breek daardie gees deur die krag van Vader op jou. En nou genees jou liggaam, en sal jou liggaam ook nie meer daai begeerte nastreef nie. Maar dit alles is wanneer jy 'n wilsbesluit maak, gevoed deur jou gewete, wat sê, ek moet onder die orde van Vader kom. Ek moet nou dit of dat doen, en ek moet dit of dat aflê. Dan word jy gehelp, en dan genees daai gedeelte in jou liggaam, wat so 'n begeerte na hierdie spesifieke oortredings gehad het. Genees dan volkome. En ek weet van baie mense wat, ons grootste probleem is seker om op te hou rook, wat gesê het, ek het so hard geprobeer, maar die dag toe Yeshua my verhoor het, en my saak opgevat het, het ek net daar die goed neergesit, en ek het nooit weer daaraan gedink, nooit weer lus geword nie. Baie sulke getuienisse. En dit is wonderlik, maar dit het alles begin, omdat jou gewete jou gepla het. Jy het geweet, jy is besig om of jou liggaam te benadeel, en dit gaan nie net oor goed verslawing nie, ons kan baie keer te veel goed wat deurgaan as normaal, kan ons drink of eet, en dit is baie ongesond vir ons. Soos byvoorbeeld te veel suiker, is 'n groot beperking in jou geestelike lewe. Dit verhoed die gees, dit verhoed jou siel om die gees te bereik, want die suiker blokkeer die senuwees. Yeshua het dit eendag vir ons verduidelik. So die senuwees is die kanale waarmee siel met gees kommunikeer. En as dit verstop raak deur te veel suiker, dan gaan jy nie met die stem van die gees hoor nie. Jou gewete gaan al hoe verder, al hoe sagter word, en dan gaan jy glad nie meer luister nie. Jy is nie noodwendig 'n moordenaar, 'n verkragter en rower nie, maar jy word net heeltemal koud. En dit het ons al te veel gesien by mense wat net skielik koud raak. Dan is dit iets iewers waar die gewete doodgegaan het. Dis eintlik wat gebeur. En jy luister nie meer na die stemmetjie van die Vader nie. En daai stemmetjie sal jy nooit sê, bly by hierdie kerk of bly by hierdie gemeente nie. Die stemmetjie sal vir jou sê, bly by Yeshua se woord. Daar waar jy sy woord hoor, daar moet jy gaan. Maar dan het ons die ervaring in die verlede dat mense so ver teruggeval het dat hulle terug is kerk toe, waar die leuns nog altyd voortbestaan, terug na plekke toe waar mense nog diere offer. Ek het dit ervaar, dat mense wat al die nuwe Openbaring gelees het, nou vandag diere offer vir hulle skuld. Mens kan dit nie glo nie, maar dis wat gebeur wanneer jy innerlik sterf, of wanneer die stemmetjie stil raak. En bid dat daai stem nooit sal stil raak nie. Vra vir Vader vir onderskeiding, want dit is ook die onderskeidingsgees. Nou baie mense, ek hoor hoe spog hulle, veral mense wat uit die charismatiese kerke kom. Ek is so geseënd met 'n onderskeidingsgees. Jy lieg man, al wat jy het, is 'n gees wat in stryd is met alles wat teen jou kerk is. Want hulle het die kerkgees, en alles wat teen die kerkgees is nou in hulle onderskeidingsvermoë verkeerd. Die enigste gees wat 'n onderskeidingsgees, 'n ware onderskeidingsgees kan wees, is die gees van waarheid. En die gees van waarheid kom deur jou liefde vir Yeshua, en niemand en niks anders nie. Praat ek nou van kerklike organisasies en ander voorgangers. En die oomblik wanneer jy dit het, sal alles wat daarmee verskil, sal 'n ware onderskeidingsgees wees. En dan sal jy in elk geval nie loop en spog dat jy die gees van onderskeiding het nie. Jy sal in jou hart diep dankbaar wees
vir die gees van onderskeiding. Sodra mens hierdie dweper helde raakloop, wat so dweep met hulle godsdiens en met hulle groot sterk geloof, wees versigtig, want wanneer jy die ware gees van Vader in jou het, sal jy juis nederig, stil en op die agtergrond wees, en nie loop en dweep of spog met jou gawes nie, wat in elk geval gawes is, wat nie gelei word deur die gees van waarheid nie. Soos as 'n mens as voorbeeld noem, al hierdie valsgawes wat in die charismatiese kerke vir mense opgedra word. Kom vorentoe, sê hulle. Ek kry dit hier, jy moet 'n profetiese gees kry. Dan lê daai pastoor op 'n oue profetiese gees. Wie gee hom die reg? Of 'n gees van genesing, of 'n gees van medelee, hulle dink sulke baie van hierdie goed uit. En dan kom daai persoon in 'n toestand waar hy eintlik hoogmoedig word. Want dit is die doodsteek van elke gawe wat jy graag vir Vader in sy wingerd wil aanbied, is hoogmoed. Jy moet altyd erken dat jy niks is nie, en dat hy alles is, en dat hy jou moet volmaak, met wat ook al nodig is vir die situasie wat nou voor jou ontstaan het. En hy sal. As jy in jou hart slegs die, vers 12, slegs die vaste wil sou hê om die meester los te laat, sal jou liggaam wild word, soos eens by Esau, wat teen die wil van sy vader, aan die jag op wilde diere meer plesier beleef het, as om te waak oor die stomme kuddes van sy vader. Maar by jou is so verwildering onmoontlik, omdat jou siel reeds te kragtig is, en deurdronge is van die gees van die liefde tot die meester. Binnekort sal, deur die beoefening van die naaste liefde, jou liefde tot die meester 'n kragtige wesenlike vorm aanneem, en dan heeltemal een word met die siel. Dan sal jy in die gees en in die waarheid wedergebore wees, en die geestelike huwelik aangaan, met die oerliefde in Elohim, en daardeur ook een met haar die liefde sal word. Daardeur sal Elohim se liefde ten opsigte van jou ook eers werklikheid word en vorm kry, en jy sal Elohim God dan altyd kan sien en spreek, en die meester sal, soos nou hier liggaamlik, vir jou sigbaar en in jou hart hoorbaar is, jou leraar en leidsman wees, en vir ewig bly. En dan sal daar bykans geen moontlikheid meer wees, om jou in jou hart en jou insig van die meester af te wend nie. Want dan sal jy in die wil en kennis as 'n egte en ware seun van die ewige Vader heeltemal een met jou wees, of met hom wees. Verstaan jy dit? Mattheal sê, ja, ek verstaan dit goed, en ek is nou heeltemal in alles gerus gestel. En hierdie belofte was altyd vir ons, omdat ons net die Bybel gehad het, was altyd vir ons beperk tot net by die mense wat in die boventrek gesit het, toe die gees soos tonge van vuur op hulle neergedaal het, volgens Handelinge 2. Maar hier is 'n duidelike bewys, dat het ook met al die ander mense wat Joshua gevind het, in sy 3,5 jaar van lering, dat hy hulle ook besoek het met die gees. Hulle was nie in die boventrek daar saam gewees nie, maar hulle het dit ontvang, hierdie ou honderde en nie duisende kilometer ver in die land Pontus nie. En dit geld vandag nog steeds vir ons, dat ons toegang kan kry tot daardie liefdesgees, mits ons in die leer van Joshua wandel. En daar praat die skrif in Joël 2 van vroeë reëns en laat reëns. Ons is nou in die tye van die laat reëns. Hier is die laat reëns. Hier is 'n druppel vanmôre waaruit ek lees. 2 hoofstukke, noem dit 2 druppels.
van die laatreëns, wat jou tot die wedergeboorte van die Gees sal bring, waar jy en Yeshua 'n eenheid sal vorm, so by so, dat die krag as spreekwoordelik of simboliese geboorte van 'n klein seentjie in jou sal sigbaar raak en werkbaar word onder jou volk. En dan sal jy deur hierdie laatreëns dinge kan doen wat ons nie nou kan doen nie, of wat ons nou moeilik kan regkry. Ek weet nie van iemand nou in die ware nie. Ek weet daar's baie skynwonderwerke. Dat jy nou iemand wat een been het, hom kan salf, jou hande op hom sit en in Yeshua se naam 'n been kan laat uitgroei nie. Ek weet nie daarvan. Maar dit sal nie onmoontlik wees nie. Om dooies op te wek sal net so maklik wees vir die wedergebore persoon. En dit is waarop ons hoop, dat daar aan die einde iemand, een sal wees wat dit kry. Want Yeshua sê, sodra een dit kry, is dit makliker vir die tweede een om dit te kry. 2 word 4, 4 word 8 en so vermenigvuldig dit. En ons is gou by 144.000, die aantal van wedergeborenes aan die eindtyd, wat deur Yeshua so begiftig en begaaf gaan word, dat hulle goed gaan doen wat nog nooit van gehoor was, behalwe 2000 jaar gelede, dat hy self dit gedoen het. Binne sy belofte, julle sal groter dinge doen as ek. En dis waarvoor ons almal moet uitsien. En ons hoef nie almal in Israel te wees om dit te kry nie. Ons hoef nie almal in 'n sekere organisasie te wees nie, want alle kerke dink dat hulle is die bruid. Jy sal hoor dat die charismatiese kerke en die sisterskerke sê, die lede van die Dopperkerk sê, die Dopperkerk is die bruid van God. En die ander is nie daar. Die bruid van Yeshua is die siel wat hom erken as haar bruidegom, en die lam volg oral waar hy heen gaan, en daardeur die gees van waarheid ontvang. Dit is die kinders na wie toe hy kom. Ek lees nou weer iewers op internet, sê hulle, mense wat hulle self veras, gaan nie opstaan wanneer die opstanding plaasvind nie. Wat 'n belaglikheid. Al die mense wat in grafte is, gaan ook nie opstaan en in daai vlees rondloop nie. So of jy veras is, wat teen Vader se orde is, om ander redes, en of jy dood is en in 'n graf lê, of verdrink het en onder op die seebodem lê, of in 'n haai se maag beland het, ek maak nie saak nie. Daai liggaam gaan jy net so min terugkry, as wat jy nou, ek is 70 of amper 70, wil teruggaan na 40 jaar gelede op daai en daai dag, wil ek graag my ontlasting gaan beskou. Ekskuus, dit is nou krie. Maar dit is net so belaglik, as wat jy kan dink dat die grafte sal oopgaan, en die lyke sal opstaan, en ja, Vader sal loof. Dit het 'n heel ander betekenis vir die wie in die gees wedergebore is en sy siel aan Yeshua verknog is, aan hom vas is. Die opstanding van die dooies is mense wat jy bereik met die evangelie, wat hulle rug op die wêreld draai en Yeshua volg oral waar hy heen gaan. Daar het jy nou iemand wat uit die dood uit opgestaan het. En nou begin daai persoon werke doen in die wingerd van Vader. En daai werke word vir hom realistiese woning aan die ander kant. So wanneer jy opstaan uit die dode, is wanneer jy doodgaan, fisies jou liggaam af lê, en jy staan op, nie in 'n kus nie, maar in jou geestelike werke, jou goeie dade, jy staan op daarin.
en jy leef verder in jou goeie dade wat jy op aarde gedoen het, en plus die wat jy aan die ander kant gaan bydoen. En so word jou huis al hoe groter. So dit het niks te doen met opstanding van dooie vleis nie, of verrotte beendere nie. Ons moet dit baie duidelik verstaan, want dit is belangrik, dat wanneer ons die evangelie gehoor het, wanneer ons die waarheid gehoor het, en ons oortuig het van die waarheid, dat ons nie sal stagneer nie, maar dat ons dadelik sal begin met die bou van ons innerlike geestelike huis. Want jy moet in hom gaan bly. Sê nou maar jy bou net die fondament, dan gaan jy aan die ander kant net in 'n fondament bly, en jy gaan nie baie gelukkig voel daaroor nie. Maar as jy jou hele lewe vul met werke van liefde vir Vader en die naaste, sê Yeshua, die oog het nog nie gesien, en die oor het nog nie gehoor wat vir jou voorberei is aan die ander kant. So, iets om na te dink. Ons mag nie koud wees of lou nie. Ons moet warm wees vir sy werk. Volgende hoofstuk het ek maar ingesluit, want hier kom inligting hierdeur oor goed wat ons baie keer sien, en nou kry ons die waarheid oor hoe die ding daar uitsien of lyk, maar dit het nie veel te doen met jou en my redding nie. Maar as iemand vir jou weer snaakse goed oor 'n meteoriet sê, dan het jy nou die antwoord as ons hierdie hoofstuk deurwerk. Hoofstuk 233, die meteoriet. Matthäus wou juist nog iets sê, toe daar baie laag 'n groot vurige meteoriet oorvlieg, en deur sy snelheid 'n eienaardige goed hoorbare suisende geluid in die lug maak, want hy bevind hom op 'n hoogte van slegs 800 klafter. Nou 'n klafter word algemeen beskou as 1,9 meter. So naaste by 1550 meter, 1,5 kilometer, bo die aardbodem. Agter die meteoriet was 'n lang ster sigbaar, wat skynbaar die vleiende meteoriet gevolg het. Al drie skrik vir die verskynsel en vra hastig aan die engel wat dit tog kan wees. Nou, ons het al baie sulke goed gesien, ons noem dit vallende sterre, of verskietende sterre, party ver, party naby. Maar in plaas van om die drie onmiddellike antwoord en 'n verklaring te gee, skiet die engel die meteoriet agterna en bring hom in 'n oogwink na die drie toe terug. 'n ietwat growwe bal van 2,5 klafter deursnee, so omtrent 5 meter deursnee, so is 'n redelike groot bal. Ek dink 5 meter sal omtrent amper daar na die agterkant toe wees. Nou gaan jy vir my sê, maar dis nou nonsens, wil jy nou hê ek moet dit glo? Ja, ek wil hê dat jy moet glo dat daar niks vir 'n engel onmoontlik is as hy binne die wil van Vader is. En hierdie engel is altyd binne die wil van Vader Yeshua. En hy is in staat om dit te vang. Inteendeel is hy in staat om die hele aarde te vernietig in 'n oomblik, as dit die wil van Vader is. Hy sit hom ietwat eenkant en sê toe vir die drie, wel, kom hier en bekyk die verskynsel rustig. Niemand van julle sal daarby 'n haar gekrenk of geskroei word nie. Die drie staan op en nader die nog baie helder gloeiende meteoriet, baie aarzelend. Vlakby ruik hulle 'n sterk swaal geur, en die hele groot brok lyk van naderby presies soos puimsteen, en uit die groter poree skiet blou-wit vlamme tevoorskyn, en veroorsaak 'n vreemde, sissende en sagte fluitende en prittelende geluid. Baie vlammetjies is nog baie warm, maar baie vlamme is egter ook al uitgeblus. Puimsteen is 'n steen wat soos 'n spons lyk. Jy kry dit baie by die see as jy op die strand loop, dan spoel so 'n stuk sponssteen uit vol gaatjies. Nou dis hoe hierdie ding nou lyk. Nou vra Matthäus eers weer aan die engel, wel, wat is dit nou vir 'n ding? Hoe en waar het dit ontstaan? Dit skyn 'n taamlike vaste massa te wees,
en moet vir ons mensekrag 'n groot gewig hê. Beste hemelse vriend, lê eers vir ons uit wat dit is. Die Engels sê hierdie klomp, is maar die Hollandse woord vir 'n klomp, was 'n halfuur gelede nog deel van die son. En hier kom vir ons nou inligting deur wat ek ook nie geweet het nie. Deur 'n groot vuurkrater, waarin dit geweldig te kere gaan, is hy saam met baie ander brokke, met 'n onverstaanbare groot geweld na buite geslinger, in die groot wêreldruim in. Deur toeval word hierdie klomp in die rigting van die aarde gestuur. Vinniger as 'n bliksem vlieg hy deur die eter en bereik reeds bo die wêrelddeel agter Europa, die atmosfeer van hierdie aarde, wat hy eers aan die boonste sye sleg liggies aanraak. Toe hy in die volgende oomblik egter dieper sink en deur die altyd digter atmosfeer van hierdie aarde baie weerstand ondervind, verminder sy snelheid sterk, en toe hy in hierdie omgewing kom, vlieg hy in 4 oomblikke slegs 20 uur deurgangs. 'n uur is 'n afmeting wat ek kan nie onthou hoeveel kilometer dit is nie. Toe ek hom inhaal, was hy Asië tog al byna verby en sou binne 10 oomblikke in die groot aardse see geval het. Die meester wou egter dat julle ook in die opsig voorligting kry en nie bly glo dat daar 'n bose gees oor die aarde vlieg om daaraan en aan die mense skade te berokken nie. Nou het julle die bose gees voor julle en kan julle daarvan leer dat dit 'n baie gewone verskynsel is tussen die groot hemelliggame. Nou aan die einde van die tyd is hierdie groot uitbarstings op die son baie meer algemeen, en ek het al foto's daarvan gesien wat hulle 'n skuif oor die son sit, dan skiet daai strale uit die son. Maar dit is goed, as jy die boek Natuurlike Son lees, beskryf Yeshua dit, geweldige groot kraters, wat ons het hier op die aarde, het ons dit dan in die vorm van, wat noem ons die goed? Vulkane, wat ook sulke goed uitskiet in die atmosfeer in. Maar hierdie goed, wat by die son plaasvind, onthou die son is nou 1 miljoen keer groter as ons, skiet reg uit die son se aantrekkingsveld uit. Onthou die son het net 'n ligspieël om hom. Die son is 'n soliede planeet soos ons. Bietjie verskillend in oppervlakte, maar dit is 'n vaste liggaam. En dan skiet hierdie goed deur daai sonspieël, deur die atmosfeer. En dan kom dit in bane. Dit is hoekom Vader vir ons aarde 'n maan gegee het. Want meeste van hierdie goed wat so in die lug, in die atmosfeer rondvlieg, word deur die maan opgeneem. En val dit op die maan, dat dit nie op die aarde skade kan bring nie. Ons is in ons land heelwat van hierdie meteoriete wat groter en kleiner was. Die grootste een wat vir ons bekend is die een wat in Vredefort neergeval het, miljoene jare terug. En dit is waar die Vredefort koepel ontstaan het, 'n magtige, groot koepel. En wat ook dan die oorsaak was vir die vorming van die Witwatersrand en allerhande dinge. Net hier bokant ons, aan die kant Soshanguve, is daar 'n plek met die naam van Soutpan. Daar is 'n groot pan wat gevorm is deur 'n meteoriet wat daar ingeval het, of met 'n sterk krag daar ingegaan het. Maar oral is daar sulke goed. Ek dink in Namibië of Suidwes is een wat baie prominent ook is wat die mense gaan besoek. So dis nie goed waarmee ons vreemd is nie. Nou het ons meer kennis oor hoe die ding ontstaan het, wat vir ons algemene kennis goed is. Nou vra hulle nog verder. Dis vers 6, nee. Maar hoe is dit dan, dat hy in die lig so helder lig gegee het, maar hier nou altyd minder lig uitstraal? Raphael antwoord, die sterk liguitstraling word veroorsaak deur die buitengewone vinnige vlug deur die lig
Daar ontstaan 'n baie groot wrywing met die ligdeeltjies, waarteen hy hard aandruk, omdat hulle hom nou nie vinnig genoeg kan ontwyk nie. Op hierdie hoogte ontbrand die lig egter, soos hulle te veel saamgepers word, of te veel druk ondervind, omdat die lig in die hele baan van so 'n meteoriet altyd ontbrand op die plek waar so 'n meteoriet hom in sy baan bevind. Altyd soos lig van 'n bliksemstraal, en omdat 'n ligleegte agter die voortvliegende meteoriet met so 'n hoë snelheid ontstaan, waarvan die wande nog sterk deur die vuur aangetas is, sien 'n mens agter die meteoriet ook altyd 'n ster, waarvan die fel gloeiende gedeelte afneem, en dit op sigself maar net 'n verskynsel en geen werklikheid meer is nie. Nou ons het dit al baie gesien, en dit is maar wat jy agter 'n vliegtuig ook sien in die dag. Jy sien wit strepe agter die motors, en dan raak dit weg. Dit is die lig wat kondenseer en dan sigbaar word as wolkies. Maar na ruk is dit weg. In die nag by 'n meteoriet is dit lig wat warm lug is, warm atmosfeer. En soos wat hy verbygaan, dan koel dit weer af, dan verdwyn dit. Voel maar eers aan hierdie massa, hoe gloeiend hittig dit nog is, en dan sal julle dit wel heeltemal oortuig van wat ek julle nou hieroor vertel het. Langs 'n heeltemal natuurlike weg kan ek julle nog 'n bewys lewer, want ek kan naamlik 'n eksperiment uitvoer, waarby ek 'n klip neem wat hier lê, dit met bliksemsnelheid deur die lug slinger, en na enige oomblikke weer hiernatoe laat bring, deur geeste wat my dien. Dit is natuurlik natuurgeeste. Dan kan julle daarvan oortuig, dat hierdie klip, met 'n gewig van slegs 'n paar pond, straks net so sterk sal gloei, as wat hierdie meteoriet so onlangs gegloei het. Vers 9, toe slinger Raphael die klip met ontsettende krag die lug in, en die diensbare geeste jaag die klip gedurende die volgende paar oomblikke vinniger as 'n bliksem op 'n hoogte van enige klafters in kringe deur die lug. Buiten die feit dat die klip 'n sterk suisende geraas veroorsaak, gee hy soveel lig aan die hele wye omgewing of omtrek, soos op 'n klaar ligte dag verlig word, en die drie eintlik alleen maar een stralende ligtende kring voor hulle sien, omdat die spoed van die klip te vinnig was om deur 'n menslike oog waargeneem kan word. Na enige oomblikke word die klip weer deur die diensbare geeste, terwyl hy nog rooi gloeiend was, baie rustig voor die drie verbaasde toeskouers op die grond gelê, en Raphael sê: hier lê nou net 'n vinnige en eenvoudig uitgevoerde eksperiment voor julle. Sien julle 'n verskil tussen hierdie kunsmatige en die op natuurlik wyse ontstane meteoriet? Raphael sê nee, dit lyk presies dieselfde, net die grootte is natuurlik verskillend. Maar daar kom nou tog 'n vraag by my op, en wel die volgende: vir jou, Raphael Engel, is dit sonder moeite moontlik om so 'n klip met ongelooflike vaardigheid en krag sodanig weg te slinger, dat die lig deur die ontsettende snelheid van die gewerkte klip deur die druk ontbrand, en die klip self skielik meer as gloeiend word. Jy het ons al so baie voorbeelde van jou onbeskryflike vaardigheid en krag gegee, dat ons aanneem dat dit nie baie moeite vir jou is nie. Bovendien is jy een van die magtigste engelegeeste, wat met hele liggame soos met haselneute sou kon speel, en 'n son selfs in 'n oogwink so diep in die eindelose skepingsruimte sou kon slinger, deur 'n bliksem 100.000 maal 100.000 jaar, of dat 'n bliksem 100.000 maal 100.000 jaar nodig sou hê om haar te bereik. Vir so 'n eksperiment het Elohim vir ons natuurlik nog baie onverstaanbare krag en mag verleen.
Maar hoe kan die son, wat tog 'n traag natuurlik liggaam is, so krag uit homself ontwikkel? Vraag wat deels beantwoord sal word, maar as jy die antwoord soek, sal jy dit in die boek kry, die natuurlike son, wat ook op ons webwerf www.nuweopenbaring.co.za gratis beskikbaar is en ook as boek hier by ons gekry kan word. So dit was so 'n bietjie van 'n aardrykskundige les, maar ek dink dit is goed om hierdie kennis te hê, want ons sien deesdae baie van hierdie goed wat in die lug gaan, wat ons nou vuurpyle noem, of wat noem die ander woord vir dit? Missiele, allerhande verskillende soorte missiele wat teen geweldige spoed voortbeweeg. Daar's van die goed wat mag 15 beweeg. Mense, dis baie vinnig. En dan veroorsaak hulle ook dat so 'n lig raak dan sigbaar met 'n ster. Maar goed, ons gaan dan volgende week Woensdag, dink ek, want Karen sal weer Maandag en Dinsdag praat, gaan ons voort. Dankie.